pas Pinksterdienste agter die rug. Ons is bewus van die Gees, gevul met sy krag en vuur en vlam om die evangelie te gaan leef. En ons onthou baie mooi die groot opdrag uit Handelinge 1, om sy getuies te wees tot aan die uithoeke van die wêreld. As ek eerlik is met myself, voel daardie opdrag soms vir my net te groot. Ek voel die wêreld is intens, die nood is massief en ek weet dikwels nie eers waar om te begin nie. Ek wonder of ek nie 'n baie klein deurslaggewende woord in Handelinge 2 heeltemal misgekyk het nie. Wanneer die Gees uitgestort word, staan die mense op die plein, drom geslaan, omdat elkeen van die apostels praat in hulle eie dialektos, sy eie intieme moedertaal. Nou kyk, in daardie tyd was daar twee tale van absolute mag. Latyn, die taal van die weermag en die staat, en Grieks, die taal van die ekonomiese elite en die akademici. So as die Gees gekom het om 'n indrukwekkende globale ryk te bou, sou die apostels vlamskerp Latyn of Grieks begin praat het. Dit sou mag wees wat met mag gekonfronteer word. Maar die Gees ignoreer die tale van die imperiale mag. Die Gees kies dialektos, die rou alledaagse ongepoleerde huistaal van gewone mense. Die Gees bring die uithoeke van die wêreld na hulle voorste toe en begin op die mees intieme vlak denkbaar praat. Ek dink dit is die skat wat ek misgekyk het. Hierdie groot opdrag begin nie daar ver, groot en globaal nie. Dit begin by die huis, in ons eie moedertaal, in die taal wat ons met die mense rondom ons praat. Dit begin by die mense wat die naaste aan ons is. Die mense wat ons so dikwels miskyk, juis omdat ons besig is met die groter dinge daar buite. Ek hoor nou eendag 'n vrou op haar sosiale media vra, is ons besig met die dinge van ons kinders of is ons besig met ons kinders? Ons is besig met groot en belangrike dinge, maar om die intieme taal van luister en geduld in my eie gang te praat is effens meer van 'n uitdaging. Ek raak so besig om my eie waarde te probeer bewys deur groot dinge buite te jaag, dat die mense in my eie huis onsigbaar word. Ek hoor my huweliksmaat of my kinders wel praat, maar ek verstaan hulle nie regtig nie, want my kop is te vol van hierdie groot planne waarmee ek moet besig wees. Die Gees wat in dialektos praat, breek hierdie uitputtende dryf van my ego af. Dit wys op my dat ek nie eers die wêreld hoef te verower om genoeg te wees nie. Ek is klaar gevind, klaar geken en oneindig gewaardeer deur die lewende God wat presies weet waar ek is in my eie moedertaal. So wanneer daardie las om myself te bewys wegval, kry ek uiteindelik die asemruimte om my oë op te lig. Die ware groot opdrag is nie te groot nie. Dit begin vanaand wanneer jy by jou eie oprit inry. Dit vra bloot dat jy jou eie groot idees vir 'n oomblik neersit en van jou toring afklim, en wanneer jy afklim, verander die hele geografie van jou hart. Jy staan nie meer bo en kyk af nie, jy loop nie meer verby nie, jou oë is skielik op ooghoogte by die mense rondom jou. Jy kyk jou maat reg in die oë, jy sit op jou knieë by jou kind, jy raak teenwoordig. Hoor hulle vanaand, in hulle taal, op hulle vlak, en presies op daardie ooghoogte begin die evangelie lewe deur die Gees van God wat in my woon.